Goeiemôre, hier is my Afrikaanse boodskap aan die kerk vanoggend. 13 November 2025. Live is deesdae net 'n maand en dan moet jy hom download. Ek gaan hierdie video weer oor 'n maand pause. Ek gaan hom weer download want ek wil graag hê dit moet in die joernale wees. Die kleinkinders moet dit sien. Almal moet hulle oupas en oumas vra, het julle iets gedoen dat ons Christendom kan voortgaan? Ek wil vandag weer sê, en die wat dink ek val die kerk aan, dink wat jy wil. Ek val lui kerkleiers en onaktiewe kerke en dit wat hulle noem kerk, maar man en man trou en vrou trou, wat glad nie by Christus is nie. Met hulle praat ek. Nou hoor gou mooi vanoggend. Ek is iemand wat glo dat jou samekomste moet bywoon. Maar ek wil net vanoggend vir jou noem. Vandag is ons 2de Mars. Ek sal ook nie almal kan bywoon wat in die land gehou gaan word nie. Ek het Pretoria sin bygewoon in Kaapstad. My datums gaan ook partykeer nie ooreenstem nie. Maar ek wil vandag sê, as jy 'n kerkleier is, 'n Christen is, en jy weet, as ons 4 weke terug in Pretoria, jy daai dag geweet, en jy weet vandag van die Weskaap, en jy het lang genoeg geweet, en jy is oop, en jy kan oop gewees het, want hierdie is nie my saak nie, hierdie is nie die Church Defenders se saak nie, hierdie is God se saak, waar die regering die kerk wil kontrol. En jy het nie 'n aktiewe gebedsgroep in jou kerk begin nie, of propoog nie om te kom nie. Vat vir Jacques, 'n potgieter van Mosselbaai, dit kos hom etlike duisende rande om vandag busse met sy mense, sy gemeente hier te kry in die Kaap. Ons is hier met 'n bus vol mense van Appington af. So as jy in die omgewing bly, of 4 weke terug in Pretoria in die omgewing gebly, en jy het geweet, hoor wat ek sê, jy het geweet, en jy het, moenie 'n flou verskoning het, daai oggend dat jy nou 'n pastoorsmeeting gehad, as jy 'n maand voor die tyd geweet het, hierdie saak is belang, sê ek vandag vir jou, jy bou jou eie koninkryk, en jy kan op afspring. As pastore wat vir my sê, ja, julle gee te veel aandag aan hierdie saak, en dan maak het hulle net opgewonde soos aan Julius Malema, hey, die papiere is al gemaak, wat se aandag, ons moet die goed stop in Jesus naam. Ek sê vandag weer, bedank pastoor, as jy jou eie koninkryk bou. As jy in die kerk is oor geld, bedank. En ek wil vir kerkmembers sê, as julle in 'n kerk sit en jou pastoor het nog nie aktiewe gebedsaksie begin oor hierdie kontrole van die kerkie, of julle bid nie partykeer oor hierdie regering wat gedispleis word nie, moet word nie, dan moet jy vir jou ander plek soek. Jy kan nie in 'n plek wees wat bless my net is nie. Hoekom bly die DA en ANC in power? Staan die DA op vir die kerk? Nie, hulle het aborsies aangebring. Hulle het die man huwelike ingebring. Maar die kerk, baie van hulle ondersteun die DA en die ANC. Sis, vanoggend wil ek vir jou sê, dat jy jou rug op Jesus Christus draai. Dat jy kies dat babas vermoor word teen Jesus Christus. Maar jy staan met jou skynheilige gesig, Sondagoggend op die kerk, in worship, prys sy naam. He's the Savior. Maar vir daai babatjie is daar nie 'n Savior nie, want jy het vir die DA en die ANC gestem. Jy promoveer dit in jou kerk, as pastore wat staan vir hulle. Jy is nie vir lewe nie, jy's vir dood. Jy moet die waarheid vandag hoor. Ek gaan jou die waarheid vertel. Maar dan wil ek vir jou sê, naam van Jesus, vandag loop ons weer van die campus van District 6, van die Universiteit van Kaapstad, by District 6, ons stap 10 uur tot 12 uur, jy kan direk ook kom na die parlement toe, ons is, gaan daar praat, ons is klomp sprekers, kort boodskappe, maar ek sê weer, as jy ver is, en jy kan nie gekom het, dit is mos verstaanbaar, ek praat van mense wat in die omgewing bly, in Kaapstad omgewing, en mense wat in Pretoria omgewing gebly het, en jy's 'n kerkleier en jy doen niks hier nie, shame on you, shame on you,
Ja man, ek ken nou storieetjies hoe julle praat. Rooi strous dit, rooi strous dat. Hoor gou mooi. Dit gaan nie oor rooi strous nie. As jy sê jy dien Jesus Christus, maar jy ondersteun dood. Jy ondersteun man politiek. Maar in die kerk wil jy sê hulle kan nie trou nie. Of jy ondersteun hulle daar. Jy's van die pad af man. Jy's nie 'n pastorie, jy's 'n disipel van Lucifer. Ja, maar ek het 'n ordeningssertifikaat teen my muur. Maar jy stem vir die DA, jy's disipel van Satan. Ek sê jou dit. Verwys dit vir my 1200 aborsies 'n dag. Hulle het dit ingebring. Jy ondersteun hulle verder om dit aan te gaan. En jy sê vir my jy's 'n disipel van Jesus. Jy lieg. Spreuke 24 vanaf vers 11 sê, wie sal uitroep vir hulle wat op pad slagpale toe is? Ek sê vandag vir jou, jy's of 'n disipel van God of 'n disipel van die duiwel. En as jy weet van hierdie byeenkomste, ek sal nou net met Toko Makonzane praat. I will state to her, out of the Bible, what you are busy doing, the same as Hitler, the same as Mao Zedong, the same as Nero. But this morning, I want to state to you, pastor, leader of a church, if you keep quiet, you are the same. You are a communist, you are a liberalist, you are a socialist. You must repent to Jesus. En kerkmense, gaan vra slag jou pastoor man. As dit net bless my, ek like van bless my preke. As dit net oor geld en bless my gaan, en daar's nie evangelisasie werklik in jou kerk betrokke nie, en daar's nie 'n aktiewe gebedsgroep wat bid oor hierdie goed nie. Moenie laat hy kom met sy nonsens verskoning nie. Kry vir jou plek wat aktief is vir die Here. Hoe laat maak jy rigtinge klaar vandag? Ek gaan daar live uitsendings wees. Ja, televisie sal daar wees, opwees, blok, die Suid-Afrikaanse SABC moes hierdie goed. Ek weet, Newsroom neem het altyd af, moontlik sal SABC, jy kan hier volg, Andre Strauss sal live wees, kan jy volg, ons neem vir Kruiskyk TV op, en ons neem vir YouTube op, dit sal nou 'n bietjie later uit. Ek dink Jacques Potgieter, pastoor Jacques Potgieter se ding sal ook live wees, so julle kan daar rond kyk. Verrigtinge, jy kan vanaand gaan kyk. Die verrigting kan ek nie sê hoe laat maak dit klaar nie. Want dit is mos nou, ons begin 10:00. Ons moet 3:00 vertrek na Calvinia toe, maar ek glo 1:00 is dit klaar. 1:00 is dit klaar. Maar dankie vir elkeen wat bid. Mense, dis tyd dat ons aanspreek hierdie dinge. Ons kan nie stil bly nie. Daar's verskriklik high and mighty pastore. En hulle is net die. Maar hulle is glad nie betrokke by dit wat saak maak. Hulle staan nie die duiwel teen nie. En ek stuit dit weer. As jy in 'n politieke party betrokke is, en dis nie 'n Christen politieke party nie, moenie vir my sê hulle het min stemme nie. Ek is maar liewerster aan die min kant, maar ek is by Jesus se kant. Die ACDP, African Christian Democratic Party, # Hope for SA, I believe you are here. So then we will choose among you. If you are not here, kos gaan kyk 'n bietjie op die ACDP se pages of hulle dit gepost het die laaste 3 weke. Kyk 'n bietjie, promote hulle hierdie goed. Gaan kyk by # Hope for SA of hulle hierdie goed promote. As hulle dit nie promote nie, moenie vir hulle stem nie. Moenie vir hulle stem nie. Van hulle moes ek gebel het en gevra het, sit dit nou op julle page. Wat doen julle in die politiek man, en julle noem julle self Christen partye? As 'n mens julle moet pleit, sal julle asseblief hierdie goed opsit. Wat soek julle daar? Julle wil net parlement toe gaan om geld te trek. Ek sê dit vir julle. Ek sal vir julle roei, elke Christen party, totdat julle aktief is. Dankie vir wat julle doen. Maar julle weet hierdie saak vir die Christene is erg. ACDP is in die parlement, dankie, ek glo julle staan op vir dit. # Hope, het ek gehoor spreek om uit John vir dit. Maar gaan kyk, volg hulle pages, of hulle op die bal is met hierdie goed. Sal nie hierdie goed bespreek en hulle promote dit nie en hulle adverteer dit nie. Bel hulle hoofkantore. Spreek hulle aan. Moenie maar net stil wees nie, Christene. Kom ons wees iets. Wie sal nie daar wees nie? Hulle is steenkerk. Nou sê party individue, hulle is nie teen. Luister die hooforganisasies. ANC,
Op die ou end, ANC het vir Tokko teruggeroep en gesê, kry hierdie ding klaar. Maar julle is 'n klomp ANC pastore party. We will march to the parliament in the name of Jesus. Ek dink almal lees my boodskap. En dan wil ek net 'n paar goed sê. Rooi is, wat staan jy so? Die kerk is in lankal moet toegemaak gewees het. Luister, ek praat van Jesus se kerk. Ek praat nie van die kerkgebou nie, ek praat van Jesus se kerk. Of dit 'n samekoms is, of dit 'n huis is, of waar is. Ek praat van Jesus se kerk. Waar Jesus vir Petrus sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. So moenie Jesus se woorde afmaak nie. Gaan sê vir Jesus in sy gesig, jy sal nie na daai rots, daai kerk toe gaan nie. Julle wat sê dit is 'n tydslag, laat ons vervolging kry, man die mense kan nie eers in die goeie tyd die Here dien nie, hoe gaan hulle dan die Here dien? Kom ons fight hoe ver ons kan. Okay, baie dankie vir elkeen wat opstaan. Ek wil julle vra op my page, raak aktief in hierdie gebed betrokke. Gaan kyk op Voice in Parliament, ons is so 'n bietjie geblok, omdat ons gegaan het teen daardie Islam burgemeester in New York. Hulle het ons verkeerd verstaan. Maar in elk geval, maak nie saak nie. Gaan daar. Ons sal nie stil bly nie. Ons sal vir babas opstaan wat vermoor word elke dag. Ons sal vir kinders wat gemolesteer word opstaan. Ons sal opstaan vir ons mensies dat die kerk van God kan aangaan. Hier gaan dit nie oor AGS volle evangelie dit. En dan wil ek vra, en stuur dit vir julle hoofkantoor. Bel vandag die hoofkantoor van die AGS volle evangelie kerk. Dit het julle briewe gestuur vir julle kerke. Julle is die hoofkantoor. NG Kerk, volle evangelie kerk, PPK, ek noem julle by die naam Hoofstroom kerke. Ek julle briewe vir elke pastoor geskryf en gesê raak aktief betrokke. Kom ons bid teen hierdie ding. As julle dit nie gedoen het nie, sies man, sies. Ek sê dit vandag vir julle. Dankie. Breek julle nie af nie. Ek probeer julle wakker kry. Dankie, die Here seën. Die kerk kan praat van die liefde, maar die kerk moet opstaan. Liefde is om jou skape te beskerm in Jesus naam.